vanoggend uit toe in die naam van die Seun Jesus en ons sê vir U baie dankie, Here, dat ons hier kan wees. Dankie vir U groot genade, Here, U liefde. Dankie dat U vir ons dit moontlik maak om hier te wees, dat ons hier kan kom. Dankie, Here, vir gesondheid. Dankie, Here, vir alles wat U vir ons gee in U groot genade. Here, ek wil hierdie diens vanoggend aan U opdra. U naam vereer word, dat geen mens gesien word nie. Ek vra vir geopende harte en sagte gees, Here, dat hulle sal hoor wat U vir hulle wil sê. Ek vra ook dat U Pastoor Helga se lippe sal seën en haar sal gedagtes sal gevange neem, haar sal vaardig maak om die boodskap voor te dra soos wat U wil hê dit moet wees. En ons dank U daarvoor. Amen. O Heer, soos wat ons gesing het vanoggend, wil ek net vir U dankie sê. Dankie dat dit nie gaan oor wie ons is nie, maar oor wie U is. O Heer, soos wat ons gesing het, hoe am I, wie is ek? O Heer, ons is eintlik niks, maar U is alles. En omdat U leef, kan ons hier wees. En omdat U leef, sien ons kans vir môre. En ek wil vir U vra om vandag se woord te seën en laat dit die harte bereik vir wie dit bedoel is. En ek vra dat elke woord sal wees uit U mond, uit U hart uit. Dankie, Heer. Amen. Goed, vandag wil ek graag net bietjie met julle gesels en ek gaan vir julle 'n storie vertel en ek gaan bietjie die Bybel uitlees. Maar jy sal sien, ons gaan net 'n rustige woord hê vandag. Ek wil vandag graag praat met elkeen wat al ooit gevoel het of hulle nie raak gesien word nie. Wie van julle het al ooit gevoel julle word nie raak gesien nie? Iemand wat baie naby aan my is, het eendag vir my gesê, weet jy, dit voel vir my asof ek net sowel nie kon bestaan het nie. Mense sal verby my loop, hulle kyk my nie in my oë nie, hulle praat nie met my nie. Dis asof hulle net so om my gaan. Dis asof ek net nie eers bestaan nie, ek het nie eens nodig om hier te wees nie. En ek dink dis 'n hartseer plek vir iemand om op te wees, as jy voel, wat is my doel hierso, kom is ek hierso, niemand sien my raak nie, ek is onnodig. En ek dink nie die Here wil hê enigiemand van ons moet so voel nie. Want hy het elkeen van ons gemaak met 'n doel, met 'n plan. En vanoggend gaan ons net so 'n bietjie daaroor praat. So waar my boodskap vandaan kom, ek het e-mails wat ek kry, e-posse wat ek kry van geopende deure af. En dan in hierdie e-posse deel hulle gewoonlik getuienis van iemand. Daar is altyd mense wat in lande is waar hulle vervolg word vir hulle geloof. En hierdie getuienis was dan nou ook van 'n vrou wat gebore is in Afghanistan. Nou, hulle noem nie haar regte naam nie, want dit is 'n land waar mense vervolg word vir jou geloof. En vir daai rede word haar regte naam ook nie genoem nie. Maar in die stukkie noem hulle haar Sakkie. So sy is nou van Afghanistan, sy is natuurlik 'n moslim. 'n Moslim wat tot bekering gekom het, maar kom ek vertel vir julle hoe dit gebeur het. So Sakkie het groot geword in Afghanistan en soos die ander moslim vrouens het sy van kleins af geleer om die moslim goedetjies te doen soos wat hulle sê hulle moet dit doen. Nou moslims het baie reëls. En julle weet moslim vrouens beteken nie veel nie. Ek dink as daar iemand is wat kan voel hulle word nie raak gesien nie, moet dit 'n moslim vrou wees. En sy word van kleins af geleer sy moet haar gesig toemaak, haar hele lyf moet bedek wees. Sy kan niks sê wat iets beteken nie. Niemand luister vir haar nie. 'n Moslim vrou is letterlik niks. Ek het gehoor hoe een van die mense van Iran, hoe hy praat oor moslim vrouens en hy vir die mense sê, moslim vrouens is diere, of vrouens is diere. 'n Vrou is nie 'n mens nie. 'n Vrou lyk net soos 'n mens, sodat die mans nie vir haar moet bang wees nie. 'n Man kan met hom ook net bedoel. 'n Moslim vrou beteken niks nie. So in hierdie milieu het Sakkie groot geword. En sy het van haar kant af probeer om alles reg te doen. Natuurlik is daar gevolge as mens nou nie alles reg doen nie. So hulle het geleer om vroeg in die oggend moet jy bid. Jy moet bid nog voordat die son opkom. As jy te laat is, dan beteken dit die Here luister nie vir jou gebed nie. En jy het iets verkeerd gedoen. So jy is baie jammer as jy iets verkeerd doen.
dieselfde met gebede in die aand, jy moet bid voordat die son ondergaan. En hulle is baie gestel daarop, dinge moet reg gebeur. Kan julle my hoor daar agter? Goed, so Sakkie het van kleins af het sy probeer om alles reg te doen, maar sy was nooit gelukkig of nooit gevoel sy behoort iewers te nie. En sy het maar in hierdie skaduwee rondbeweeg agter haar sluiers en goeders, die regte dinge probeer doen, maar gaan maar net dag vir dag aan. En natuurlik die moslim dogtertjies, hulle word van kleins af dan word besluit wie gaan met hulle trou. En so het ook met Sakkie gebeur, hulle het besluit toe sy nou hier by hoërskool kom, het hulle besluit vir haar gesê, okay, jy gaan nou met hierdie man trou. Sy het geen keuse daarin nie, en sy het nou maar, toe dit nou tyd is, het sy met hierdie man getrou. En die man was ook 'n moslim man. Sy sê hy was kort van draad gewees, en hy kon vinnig kwaad word, en hy het ook maar probeer om die moslim goeders, die reelse goeders te volg, maar daar was nooit enige liefde of enige spesiale gevoelens tussen hulle nie. Dit was bloot, hierdie was besluit, hierdie huwelik is voor die tyd deur haar ouers en sy ouers besluit, en dis nou maar dit is. En toe op 'n stadium kom Sakkie agter waar 'n man verander. Hy het beginne om mense te vergewe as hulle ietsie teen hom doen. En hy het begin om haar anders te hanteer. Hy het begin om meer liefdevol teenoor haar te wees, om mooier met haar te praat. En toe kom Sakkie agter, maar haar man het tot bekering gekom. Haar man het Jesus gevind. En omdat sy kon sien die verskil wat dit in sy lewe gemaak het sy ook, as sy meer van Jesus weet, en sy het ook haar lewe vir die Here gegee. Sy het ook tot bekering gekom. En so het 'n hele verskil in hulle albei se lewens gemaak. Maar hulle bly in Afghanistan, 'n land waar jy nie 'n Christen mag wees nie. So dit het natuurlik sy eie gevolge gehad. Hulle kon, sy het 'n vriendin gehad, wat sy agtergekom het ook die Here aangeneem het. En sy en haar vriendin kon partykeer bietjie gesels, wanneer hy alleen is vir die Here. Maar die vriendin se man het agtergekom dat Sakkie het tot bekering gekom, so hy het sy vrou verbied om met haar te praat. So toe verloor sy ook haar enigste vriendin, sy kon glad nie met haar praat nie. En so het aangegaan, sy en haar man moes maar in die geheim, moes hulle maar die Here aanbid, en hulle het nie regtig iemand anders gehad met wie hulle kon praat, of met wie hulle geloof kon deel nie. En die een dag is haar man geskiet. Hy is voor haar oë is hy geskiet, en hulle moes hom hospitaal toe jaag. En in die proses het sy besluit, hulle moet vlug. Hulle gaan moet vlug uit Afghanistan uit. So is haar man toe na hospitaal toe, en het lyk asof hy toe nou uit oorleef, hy het reggekom, maar hulle het gevlug. Hulle het uit Afghanistan gevlug. Nou hierdie stukkie sê ook nie waarheen het hulle gevlug nie. Hulle sê net hulle is iewers in Midde-Asië, het hulle nou toe gevlug waar hulle nou kan veilig wees. Dit is 'n plek waar hulle daarom hulle godsdienst kan beoefen, maar nou nie soos wat ons dit ken nie, maar hulle kan daarom veilig wees. Die een van die woorde wat Sakkie gesê het, is dat sy die God ontmoet wat hy gesien het. En dit het my nogal getref. Alhoewel sy nadat sy tot bekering gekom het, het sy weer, sy nou man het weer, moes hulle weer soos in die geheim, moes hulle geloof beoefen. Het sy nou man die God ontmoet wat hulle gesien het. Daar waar hulle was, het God hulle gesien. En dit het my laat dink aan Sakkie se ouma Grootjie. Nou, ek weet nie of julle kan dink, wie is Sakkie se ouma Grootjie, sy groot ouma Grootjie. En sy lees van haar al in Genesis 16. As julle julle Bybels gebring het, kan julle saam met my lees. Dit is die heel eerste boek in die Bybel, dis nie moeilik om te kry nie. Laai na Genesis 16 toe. My woord vir vandag, my tema is die God wat ons sien. En in Genesis 16 lees ons van Hagar. Julle sal my nou verstaan hoekom ek sê sy is Sakkie se ouma, groot ouma Grootjie. Goed, ek lees uit die ou vertaling uit. Ek sal net so vinnig vir julle vertel, en dan begin ons lees by vers 6 in hoofstuk 16.
Dit gaan oor Abraham en Sara, wat nie kon kinders hê nie. En Sara was al oud, Abraham was al oud, en Sara het eintlik moed opgegee. Alhoewel die Here hulle beloof het, hulle gaan 'n kind hê, het sy moed opgegee. En na 'n tyd gekom wat sy vir Abraham gesê het, vat jy my slavin, en dan kry jy nou maar 'n kind by haar. So kom ons lees van vers 6 af in hoofstuk 16. En Abraham antwoord Sara, wag voordat ek dit sê, kom ons lees van vers 4 af. En hy het by Hagar ingegaan en sy het swanger geword. Nou Hagar was 'n slavin, en Hagar het van Egipte afgekom. Maar toe sy sien dat sy swanger was, het haar meesteres veragtelik in haar oë geword. En Sara sê vir Abraham, die onreg my aangedoen is op jou. Ek self het my slavin in jou skoot gegee. En nadat sy sien dat sy swanger is, het ek veragtelik in haar oog geword. Laat die Here oordeel tussen my en jou. En Abraham antwoord Sara, daar is jou slavin in jou hand, doen met haar soos dit goed is in jou oog. Toe het Sara jou sleg behandel, en sy het van haar al weggevlug. En die engel van die Here het haar by 'n fontein in die woestyn gevind, en by die fontein op pad na Sir. En gevra, Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan? En waar gaan jy heen? En sy antwoord, ek vlug van my meesteres Sarai af weg. Toe sê die engel van die Here vir haar, gaan terug na jou meesteres en verneder jou onder haar hande. Verder sê die engel van die Here vir haar, ek sal jou nageslag grootliks vermeerder, sodat dit vanweer die menigte nie getel kan word nie. Ook sê die engel van die Here vir haar, kyk, jy is swanger en sal 'n seun baar, en jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou in jou ellende verhoor. En hy sal 'n wilde esel van 'n mens wees, en sy hand sal teen almal, en almal sal sy hand sal teen hom wees. En hy sal teenoor al sy broers woon. Toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is 'n God wat sien. Want sy het gesê, het ek hier ook gesien na hom wat my sien? En daarom noem hulle die put van Lagai Roi. Dit lê daar tussen Kades en Beret. En Hagar het vir Abraham 'n seun gebaar, en Abraham het sy seun wat Hagar gebaar het, Ismael genoem. En Abraham was 86 jaar oud toe Hagar Ismael vir Abraham gebaar het. Goed, so daar is die agtergrond van Abraham en Hagar. So ek wil dit nou net stappie vir stappie vat. Sarai het Hagar aan Abraham gegee om as vrou te vat. So sy het besluit, hierdie is wat gaan gebeur. En toe dit nou gebeur, en Hagar raak swanger, toe sy nou ongelukkig, en nou is daar jaloerse ding. En daar was sy kan nie kind hê nie, Hagar het 'n kind. So nou voel sy nou ongelukkig, maar dit was haar besluit. Maar nog steeds, Hagar moet vlug vir haar lewe. En wat gebeur? Hagar vlug, en sy kom uit by 'n put. Maar terwyl sy vlug, sê die Bybel vir ons in vers 13. Toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is 'n God wat sien, want sy het gesê, het ek hier ook gesien na hom wat my sien. Nou dit is nou tipies van die ou vertaling in Afrikaans, baie vreemde Afrikaans. Dit beteken eintlik maar net, hier by hierdie put het ek die God ontmoet wat my sien. Ek het hom gesien en hy het my gesien. So nou, as ons dit vat uit die agtergrond uit van Hagar, sy is net 'n slavin. Sara en Abraham kon eintlik met hom maak net wat hulle wil. Maar by hierdie put het sy vir God ontmoet, die God wat haar gesien het. Ek wil net so klein bietjie teruggaan. Die Bybel sê vir ons, sy was op pad gewees na Sir toe, by die fontein op pad na Sir toe. So ek weet in die Bybel is daar vreeslik baie betekenis in name. En ek weet nie of hierdie vir julle ook iets gaan beteken nie, maar vir my het dit nogal heel wat beteken. Want Sir beteken rots of vesting. En Sir is ook die beeld wat vir die
Jesus gebruik word, die rots. Dus sonder dat Hagar geweet het, was sy op pad om Jesus te ontmoet. Sy was op pad na die rots toe, na Sterkie. Sy het dit nie geweet nie, maar by die fontein het sy vir Jesus ontmoet. Hierso staan sy het 'n engel ontmoet, die engels met 'n hoofletter gespel. So dit weet ons in die Ou Testament, dit was Jesus, voordat hy aarde toe gekom het as mens. As die Bybel van hom praat, is dit die engel wat met 'n hoofletter gespel was. Hagar het nie geweet nie, sy het net gevlug, maar sy was op pad na ontmoeting met Jesus. Haar omstandighede het haar gevat na ontmoeting met Jesus. Nou sien sy vir Jesus by die put, of sy ontmoet vir Jesus by die put, en wat vra hy vir haar? Hy vra vir haar, waarin is jou pad? En waar gaan jy heen? En wat sê sy vir hom? Sy sê vir hom, ek vlug weg van my meesteres af. Ek vlug weg van Sara hier af. Sy sê nie vir hom waarheen gaan sy nie, want sy weet nie. Sy weet net sy vlug. Maar Jesus weet waarheen is sy op pad. Hy weet sy was op pad na hom. Sy was op pad na ontmoeting met hom, want hy alreeds beplan om haar daar te ontmoet. Hy het al gesien nog voordat sy eers daar gekom het. So hierdie put het hulle genoem die put van Lagai Roi. En dit beteken net die plek waar ek die een ontmoet het wat my sien. El beteken God en rooi beteken sien. Daar is ook 'n ander betekenis van rooi. Dit kan ook beteken 'n herder. Die een wat jou sien, die herder. Dit is die naam van die put. Soos ek vir julle sê, in die Ou Testament het betekenisse, of die plekke se name, mense se name het vreeslik betekenis gedra. En so het hierdie put, waar sy nou Jesus ontmoet het, gee sy hierdie naam van El Laroy. El Roy of El Garoy. Of La Garoy. Goed, so hierso ontmoet sy vir Jesus by die put. Kom ons gaan verder in Genesis 21. As julle saam met my daar sal lees, dan lees ons die storie bietjie verder. En die Here het Sara besoek soos hy beloof het. En die Here het aan Sara gedoen soos hy gespreek het. Sara het bevrug geword en vir Abraham in sy ouderdom 'n seun gebaar, op die bepaalde tyd wat God genoem het. En Abraham het sy seun wat vir hom gebore is, wat Sara vir hom gebaar het, Isak genoem. En Abraham het sy seun Isak gesny toe hy 8 dae oud was, soos God hom beveel het. En Abraham was 100 jaar oud toe sy seun Isak vir hom gebore is. En Sara het gesê, 'n gelag het God my berei. Elkeen wat dit hoor sal oor my lag. Verder sê sy, wie kon ooit aan Abraham voorspel het? Sara soog kinders, want ek het 'n seun gebaar in sy ouderdom. En die kind het opgegroei en is gespeen, en Abraham het 'n groot maaltyd berei op die dag toe Isak gespeen is. Toe sien Sara hoe die seun van Hagar, die Egiptiese slavin, wat sy vir Abraham gebaar het, spot. En sy sê aan Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg, want die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erwe nie. En die woord was baie verkeerd in die oor van Abraham vanweë sy seun. Maar God het aan Abraham gesê, laat dit nie verkeerd wees in jou oor, terwille van die seun en van jou slavin nie. Luister na Sara in alles wat sy van jou verlang. Wanneer Isak sal daar vir jou 'n nageslag genoem word, maar ek sal ook die seun van die slavin tot 'n nasie maak, omdat hy jou kind is. Toe is Abraham die môre vroeg op en hy het die brood en 'n sak met water geneem en dit aan Hagar gegee. Die Here het op haar skouer gesit en ook die kind en haar weggestuur. Sy het toe weggegaan en rondgedwaal in die woestyn van Beersheba. En toe die water in die sak op was, het sy die kind onder een van die bosse neergewerp en geloop en op 'n afstand gaan sit, so ver as 'n boog kan skiet. Want sy het gesê, ek wil die dood van die kind nie aansien nie. En sy het op 'n afstand gaan sit en haar stem verhef en geween. Toe hoor God die stem van die seun. En die engel van God het na Hagar geroep uit die hemel en haar gevra, wat is dit met jou, Hagar? Wees nie bevrees nie, want God het na die stem van die seun geluister, op die plek waar hy is. Staan op, trek die seun op en hou hom vas met jou hand, want ek sal hom 'n groot nasie maak.
Daarop het God haar oë geopen en sy sien 'n put. En sy het geloop en die sak vol water gemaak en die seun laat drink. En God was by die seun en hy het opgegroei en in die woestyn gewoon en 'n boogskutter geword. Hy het in die woestyn Paran gewoon en sy moeder het vir hom 'n vrou uit Egipte land geneem. Goed. Nou gaan ons verder. Die seun wat gebore is uit die verhouding uit tussen Abraham en Hagar, Sarah is weer eens nie gelukkig nie. Nou seentjies is mos maar seentjies. Kinders speel, kinders lag, kinders spot. Nou het Hagar se seun Ismael het nou vir Isak gelag blijkbaar, hy het hom gespot. En Sarah is weer eens nie gelukkig nie, want hoe durf hy? Maar dit was haar skuld, sy is die een wat veroorsaak het dat haar seun gebore was. Maar, soos ek vandag vir julle wil sê, God sien ons. God sien vir Hagar. Mens kan nie eintlik regtig agterkom dat Hagar 'n goeie vrou was. Die Bybel sê nêrens dat sy 'n besonderse goeie vrou was nie. Die eerste deeltjie het ons vertel hoe sy eintlik lelik was met Sarah en vir Sarah gelag het. En dan in die tweede deeltjie het Ismael die seun het vir Isak gelag. So die Bybel sê nie vir ons hulle was goeie mense, dat hulle verdien het om gesien te word. En tog het God hulle gesien. God het omgegee vir hulle. Hy sien die situasie en hy gee om vir hulle. Baie keer voel ons, die Here sal net ietsie vir my doen as ek perfek was. As ek alles reg doen, as ek al die wette en goeders gehoorsaam, soos wat ons gelees het van Zakkie. Sy het gevoel, sy moet alles reg doen, dan sal die Here goed wees vir haar. Die Bybel sê vir ons anders, dis nie wat ons doen, dis wat hy doen. Hy sien ons raak, hy sien ons omstandighede raak, en hy kom in die omstandighede, en hy voorsien vir ons. Goed, ek wil vir julle 'n bietjie weer kyk na die naam Beersheba, dis waar die put is waar Hagar die tweede keer ontmoeting met die Here het. Beersheba is die naam van die put waar Hagar die engel gesien het, weer die engel met die hoofletter, so dis Jesus, en sy het hom vir die tweede keer ontmoet. Nou wat besonders is aan hierdie plek Beersheba, dis dieselfde plek waar God ook vir Jakob ontmoet het, en waar God ook vir Isak ontmoet het. En dit is my interessant, want Isak is die seun van die verbond. God het vir Abraham 'n nageslag beloof, en die nageslag het uit Isak uitgekom. En op dieselfde plek ontmoet Hagar, wat 'n vrou is, wat in die Bybelse tyd eintlik niks werd was nie, ontmoet God ook vir Hagar, en hy sien haar seun raak, op dieselfde plek. So wat beteken Beersheba? Die eerste betekenis wat ek sien is dit beteken goed. Dan die tweede ene beteken dit om skoon gemaak te word, of om suiwer gemaak te word. Dis nou die eerste deeltjie van Beersheba, Para. Dit is 'n plek waar jy verander word. 'n plek waar jy die binnekant skoon gemaak word. Want 'n ander woord word in vertaal word as ook seep, of dan nou hierdie om skoon gemaak te word, soos wat silwer gesuiwer word. Of soos wat wanneer geoes word aan 'n graan, wanneer die graan van die kaf geskei word. Daai deeltjie van die woord beteken al daai goeders, dis waar die goeie van die slegte geskei word. Dit beteken snaaks genoeg ook seën. Nou, ons gaan nou terugkom na dit. Ook beteken dit om vet te wees. Dit beteken om gevoed te word. En wat het gebeur by hierdie put? Hagar het nie eens geweet as 'n put, die Here het vir gewys as 'n put. En sy kon gaan water skep vir haar seun wat daar lê sonder water, sy het hom gelos vir dood. Dis die plek waar jy gevoed word, geestelik gevoed word. En dan die tweede deeltjie, dit beteken ook verbond, 'n plek waar 'n verbond gesluit word. As ons kyk na Isak en Jakob wat daar die Here ontmoet het, dan weet ons dat was met hulle ook 'n verbond gesluit op dieselfde plek. Die tweede deeltjie Shaba beteken dit het te doen met die getal 7 en dan ook 'n eed. Nou, dit beteken spreekwoordelik 7 seels of 7 bande. So dis 'n plek waar 'n eed gesluit word met die persoon, maar dit is so sterk eed
wat hulle vergelyk het met 7 seels of 7 bande. So met Hagar is daar so 'n verbond gesluit, wat baie sterk is. Maar die Here vir haar daar gesê het, dis waar, dit is so, ons geen niks wat daaromtrent gesê kan word nie. So die ander betekenis wat ek vir julle van gesê het, van seun, wat ook, hierdie barar beteken ook seun. Met hierdie ontmoeting het Ismael ook deel geword van die verbond. Hy het ook deel geword van die familie van God. Uit Ismael uit is die moslim nasie. Ek het gaan kyk, die Arabiese nasies kom almal uit die nageslag van Hagar en Ismael. Interessant ook, die nageslag van Ismael het ook 7 stamme gehad, net soos Isak se nageslag 12 stamme uit Jakob uitgehaal het. Is dit nie wonderlik hoe die Here 'n ding wat eintlik nie moes gewees het nie, vat en hy ontmoet mense net daar en hy sien hulle raak en hy maak selfs 'n verbond met hulle en hulle nageslag gaan aan. Nou dis waar ek begin het met die storie van 'n ouma grootjie, 'n groot ouma grootjie van Hagar. Want Hagar was 'n moslim. Saki was 'n moslim. Sy kom uit die Arabiese stamme uit. So haar groot ouma grootjie was Hagar. Net soos God vir Hagar raak gesien het, sien hy ook vir Saki raak. En ek weet, dit is maar net een getuienis uit baie uit, of van baie mense, wat uit die moslim geloof uit vir Jesus aanvaar, hulle leer hom ken. Partykeer hang my mond ook om te hoor, hoe hulle hom actually ontmoet. En partykeer, ek het ook gehoor van 'n vrou wat in haar kamer voor haar spieël gesit het. En sy het nog nooit van Jesus gehoor nie. Maar 'n stem het met haar gepraat, en sy het tot bekering gekom op daai oomblik. Sy het vir Jesus ontmoet. Sy is ook uit haar familie uitgejaag van die moslims, vat dit nie goed as jy nou enigstens afwyk van die moslim geloof af nie. Uit haar familie uit, maar sy het vir Jesus ontmoet, sonder dat een persoon eintlik eers met haar gepraat het. So is daar soveel voorbeelde van moslim mense wat tot bekering kom. En hier sit ons vandag. Ons ken vir Jesus. Ons het die voorreg om ons Bybel te lees. Ons het 'n Ou Testament, ons het 'n Nuwe Testament. En nog steeds kom ons partykeer op daai plek wat ons voel, niemand sien ons raak nie. Of ek is onbelangrik, of wie is ek nou eintlik? En vanoggend glo ek, sê die Here vir ons, ek sien jou raak. Miskien is jy op jou plek hier waar jy op pad is om 'n spesiale ontmoeting met Jesus te hê. Miskien is jy daar waar jy kan ervaar dat jy 'n verbond met Jesus gaan hê, wat hy gaan sê, jy is nou ook my kind. Miskien het jy dit alreeds gedoen, miskien het jy alreeds Jesus se kind geword. Miskien het jy alreeds jou lewe vir Jesus gegee. Maar waar jy ook al op jou geestelike pad is, Jesus sien jou raak. Wat ook al jou omstandighede is, daar is vir jou voorsiening, soos by daai put, daar is voorsiening, daar is geestelike voedsel, daar is 'n aksie van skoonwas, wat ook al jou verlede is, wanneer jy by Jesus is, wanneer jy by sy voete is, word dit skoon gewas, jy word 'n nuwe mens. Nie uit ietsie goed wat jy self doen, maar net omdat God goed is, omdat Jesus goed is. Hagar se nageslag is in die verbond van Abraham ingesluit, en Saki ook in die verbond van Jesus. So kan ons op die plek waar ons voel of ons nie gesien word nie, ook 'n ontmoeting met God ervaar en al hierdie dinge beleef, werklik raak gesien en verlos word, gereinig word, ontvang presies wat ons nodig het, sodat ons versadig word en werklik familie kan word van die lewende God. Dus soos ek gesê het, ek weet nie waar is elkeen van julle op julle wandel met Jesus nie. Is julle vandag dalk in 'n woestyn? Voel jy dalk verdwaal, voel jy dalk jy weet nie waar jy is nie. Jy is vanoggend op die regte plek. Jesus sien julle raak. Ek het 'n stukkie musiek wat ek graag wil hê dat julle moet saam met my na luister. Ons nie woorde by nie, so julle kan maar net luister. Ek vra dat julle
in gebed daarna sal luister. En dan enige iemand wat gebed wil hê na die tyd. Julle is welkom, of pastoor Mattie of pastoor Hans sal saam met julle bid. Maar ek wil ook hê julle moet onthou, het is nie altyd nodig dat iemand anders saam met jou bid. Wanneer jy alleen is, wanneer jy daar in 'n moeilike situasie is en jy weet nie wat jy kan doen nie. Wanneer jy alleen bid, wanneer jy alleen uitroep, Here hoor jou. Het is nie nodig om te dink dat met iemand belangrik saam met jou wees nie. Daar bestaan nie so iets nie. Isak was gekies as die seun van die verbond. Maar Ismael is ingesluit by die seun by die verbond. Want die Here het sy stem gehoor, daar die woestyn toe gehuil het. Die Here het hom gehoor. Dit was net hy en sy ma, daar was niemand anders nie. 'n Slavin en haar kind. Die Here het hulle gehoor. Die Bybel sê ons is soveel meer as mossies. En die Here sien elkeen van hulle raak. Elke haar op ons hoofde sien hy raak. Wanneer jou hare borsel, dan kom 'n klomp hare uit. Die Here weet van dit alles. Selfs daai klein goedjies. Die Here weet alles. Elke gedagte wat jy het, die Here weet dit. Goed, kom ons spandeer 'n rukkie saam met die Here. Wanneer die nagligte flou oor die pad lê en die wêreld so groter as ek voel, as ek mis weer my hart vol vrees maak en ek wonder of u my nog sien. Op die grond sien ek skaduwees groei, in my kop hoor ek stemme van twyfel, maar die Gees fluister diep in my siel, kyk op my kind, jy is nie alleen nie. En ek weet, al sien ek dit nie nou, die hand hou die hemel en my hart vas. Ek slaan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here, skepper van hemel en die aarde. Die laat my voete nooit gly nie, die slaap nie, sluimer nooit. My hulp kom van die Here, hy waak oor my, hy waak oor my. As ek ry op die lang grondpaaie, tussen dorpe se dowwe ligte, wanneer sirenes in die stad weer huil, en die wêreld gebroken as ooit lyk, in die hitte van al my vrae, wanneer antwoorde ver en stil voel, kom jy nader soos 'n sagte karobries, en die fluister, moenie vrees nie, ek is hier. En ek weet, al voel ek nog so klein, die arm is nie te kort, om my vas te hou.